het dit goed gedink om dan nou 'n podcast event te hou. Ek wonder wat gaan ons dit noem. Miskien kan julle my help op 'n great naam vir die podcast. Ek het gedink, ja, in my skoene agter die stoel. Dis wat ek my podcast wil noem. Wat dink jy moet ek my podcast noem? Ek het gesien dat dit is 'n platform waar mense actually wil sit en hulle wil mense leer ken en hulle wil goed weet en ek het dit goed gedink om dit deel te maak van Perenity se journey en die mense daar buite se journeys. Ek wil julle bitterlik graag ook van my eie journey vertel waarop ek huidiglik besig is. Ek sal julle net 'n vinnige glimps gee daarvan. So ek het 84 kilos verloor in 15 maande. Hoe dit my as mens wees verander het, hoe dit my gekry het om voor 'n kamera te sit en nie agter hom te staan nie, want ek was altyd bang. So ek gaan daai met julle deel ook op my podcasts en ek gaan my ambassadeurs nooi om met hulle te gesels, dat julle hulle as mense leer ken en ek wil vreeslik graag ook kenners daar buite kry om te kom gesels oor die belangrikheid van hare, nails, vel, al daai goeders wat 'n mens, dat elkeen van julle daar buite ook net bietjie die dieper meaning verstaan as net ek maak 'n afspraak vir my hare, ek maak 'n afspraak vir my nails. Daar is altyd 'n rede agter elkeen se beroep en ek voel dit is vir my belangrik om daai met julle te share. So ek sien vreeslik uit daarna om saam met julle hierdie journey te stap. Dit gaan net soos incredible wees. Ons gaan regtig mense hê wat vir julle meer vertel oor al die goedjies wat julle graag wil weet. En as julle vrae het en julle wil meer weet, stuur vir ons asseblief boodskappe en stuur vir ons comments en goeders op al ons video's wat julle graag sou wil hê ons meer moet oor praat en ek maak seker dit gebeur hierdie kant van die kamera. So ek wil net vinnig vir julle sê wie is ek, waar kom ek vandaan, hoe het hierdie alles gebeur? So ek is Janine, die eienaar van Perenity en ook die dromer agter Perenity. Ek het Perenity 11 jaar terug begin deur 'n verskriklike storm in my lewe en ek moet eintlik net die Here dankie sê want hy het regtig net vir my deurgekom op die moeilikste swaarste tyd van my lewe en vir my hierdie groot geskenk in my hande kom sit. Ek het Perenity alles het basically deur gebed begin want ek het regtig nie gedink ek gaan 'n haarsalon begin nie en dat dit so groot gaan word. 11 jaar later sit ek nog steeds met hierdie geweldige groot droom van my en ja, ek is net besig om aan hierdie legacy te bou. So 11 jaar terug het ek engele oor my pad gekry wat my gesê het hulle sal my bless om my salon te kan oopmaak en out of a place of nowhere, ek het regtig, ek sweer, ek het nie eers probeer of gesoek vir iemand om my te back up om 'n salon oop te maak nie, dit het letterlik net uit die Vader se hand uit gebeur. So Perenity het ontstaan, die naam het ook het absoluut deur gebed gekom. Ek het net gebid en ek het vir die Here gesê, ek het hierdie groot droom by hom gekry. He gave me the vision and I still trust him for the provision. En ja, so Perenity se naam het letterlik eers begin waar die Here vir my die woord eternity gegee het. Ek het so lank daarmee gestruggle want ek was so eternity hier. Ek dink nie dit moet iets wees vir altyd hare nie, want ek sal hom altyd wil groei en iets meer in. So my man het een oggend het hy net aan my toe gekom en hy het vir my gesê, ja, maar gaan na die Here toe, gaan op jou knieë, want dis waar ons antwoorde kry, is op ons knieë. So ek het op my knieë gegaan, ek het in my kamer ingegaan, in my stilte tyd in en ek het net gesê, Here, ek staan reg, ek is hier, gee asseblief vir my wat U wil hê ek moet hê. En ek het die woord pure gekry en as jy pure en eternity bymekaar sit, dan kry jy Perenity. En toe ek dit sien, toe het ek hierdie absolute amazing experience gehad waar die Here vir my hierdie naam gee en ek sien die vision van lavender bo op sleeperhout lê. En ek was so half, ek kan nie verstaan wat het hierdie vision enigstens, wat beteken dit of waartoe dit op pad heen is en alles nie.
En wat net so crazy amazing is, ek het hierdie ongelooflike nice spel wat 'n pastoor is en ek was na hom toe en ek was soos luister Cora, ek en jy moet gaga net dink en praat en ek het hierdie vision gekry toe ek die naam gekry het vir Perenity en ons altyd stil geraak en ons altyd gebid daaroor en ons het teruggekom met 'n hele profound amazing antwoord op waarom die Here vir my daai vision gegee het. So lavender kom van die Latynse woord af lavo wat beteken peer. En die slieperhout is die kruis waaraan Jesus vir ons gesterf het vir eternal life. En dis waar eternity vandaan gekom het. So dit was hierdie purifying over eternity wat gebeur het toe die Here daai lavender so op haar hout kom neersit het. En Perenity het vir jare lank het ek besluit Perenity sal nooit 'n haarprentjie in die salon hê of 'n foto wat gefotoshop is of ge-AI of enigiets nie because that's not true life. Ek wou nog altyd die realiteit van Perenity wou ek daar buite gesit het van the one that you see in the mirror. Dit is wie jy is. Dis wie jy liefhet en dis na wie jy moet kyk. Nie die AI prentjie nie en nie die gefotoshopte prentjie nie. So Perenity het ook nog nooit 'n tydskrif in die salon gehad nie. Ek was nog altyd vir the raw and the real en want ek het geweet dis waarvoor die Here my geroep het. Hy het my geroep vir elke individu daar buite. Hy het my geroep om aan daai persoon te kom raak, om haar aan die binnekant te kom raak, dat sy van binne af vernuwe sal voel met die prentjie wat ek aan die buitekant skep. So dit was die platform wat hy vir my gegee het en dis waaroor ek so dankbaar is vandag, is daai absolute amazing platform om net, to save the souls. En om vir mense net daai identiteit weer te skep wat hulle in hulle self glo en weet that they belong. This is who they are. En Perenity se slogan is ook the change within because everything starts with the inside. Ek sien dit daagliks in my lewe vandat ek as 'n haarkapper begin het. Ek is al 22 jaar 'n haarkapper. Sien ek in my daaglikse lewe hoe jy weet, mense na jou toe kom, hulle is gebroke, hulle is seer, hulle is gelukkige, en elke keer wanneer jy 'n drastiese besluit oor die hare maak, is daar definitief iets wat in die binnekant gebeur het. En dis wat ek geleer het, is go into the deeper meaning of why we are creating. En dit is 'n absolute aard om te kan doen wat ons doen. En ja, die wêreld het hierdie platform geskep waar ons letterlik ons lewens moet verkoop op social media, maar ek wil vir julle vandag my lewe vertel. Ek wil vir julle vertel hoe belangrik dit is om nie vasgevang te word in die wêreld nie en dat ons actually hier is vir 'n groter purpose. En dit is waarvoor Perenity nog altyd gestaan het. I never wanted just a business. It needs to have a deeper meaning. En so vir al die jare het ek hierdie prentjie in my salon gehad, muuraard basically gehad wat ek opgesit het van hierdie lavender wat op die slieperhout lê, om net vir my elke dag daai constant reminder te wees dat it started off in his name. Dit het nie in my eie geloof en in my hande gebeur nie, maar dit het met die Vader se hande gebeur. En so ons was hier so by die 8 jaar merk. Dis die Here sê, okay, we're gonna do some change in the business. En ek was soos, ek doen glad nie goed met verandering nie, ek gaan eerlik wees. En die Here het net gekom en hy het net soos vir my gesê, it is time for change. Ek het konstant soos week na week het die Here heeltyd vir my gesê, hy werk aan my, daar's tyd vir verandering, daar's tyd vir verandering. En eventually toe kom dit by my op dat ek moet die prent in my salon verander en ek kon dit glad nie verstaan nie. Ek was so confused, guys. Ek was so confused because he gave me this vision. Why do we need to change that? En so werk die Here met my en die volgende image wat ek kry was toe 'n magnolia. En die Here wys vir my 'n magnolia wat heeltemal gevorm is, maar ook in sy tyd is waar hy besig is om ook, jy weet, dis nie 'n vars magnolia nie. Dis 'n magnolia wat so klein bietjie al gegroei het en jy weet amper sy voltydperk is en ek sien heeltyd hierdie vision van hierdie magnolia en ek gaan doen my eie navorsing en ek bid weer daaroor en die Here sê vir my
die meaning van 'n magnolia is perseverance. En dis presies wat ek met my besigheid gedoen het. To build my legacy, I had to keep on persevering. Ek moes dissipline gehad het, ek moes dedication gehad het, ek moes my hart en siel nog altyd in het gesit het, en ek het. And the whole thing about this perseverance is to keep your dignity inside of it. En daarom is Perenity se hele nuwe logo was toe nou die magnolia blom. En julle almal wat nou my sien oral op social media en goeie sal sien, dit is soos my hele agtergrond en op al my artwork en goeie is hierdie magnolia, want dis wat die Here kom doen het. Hy het die kleur van my salon verander. Alles was earthy tones en lig en alles toe ek Perenity begin het, it was so pure. En toe kom hy met it needs to be this magnolia en dit moet hierdie verskriklike persmure wees en alles, en as ek al die geestelike navorsing gaan doen het omtrent dit, was dit dat pers is actually 'n royal kleur. Dit was die kleed wat hulle oor Jesus gesit het voor hy gecrucify is, was 'n perskleed. En hy kom wys net elke keer vir my in alles wat ek doen, that he belongs. Dis syne. Hierdie word teruggededicate aan sy koninkryk. So dit is wie ek is. My lewe is gebaseer basically op my geestelike vlak en my salon is gebou op die fondasie van die Here. En ja, dit is baie mense kan dit baie vinnig verander en mense raak vasgevang in die wêreld en jy so half van you need to do this and you need to do that because that's what the world is doing now and this is where they're going. Maar ek weet dat my deure is oop as gevolg van sy grace oor my. Ek is al 22 jaar 'n haarkapper. Ek het 22 jaar terug, ek het eers 'n jaar na skool het ek 'n gap jaar gevat en ek het gaan au pair in Nederland. Amazing. Ek het dit gelaf en ek het in Nederland kom ek sê so, voordat ek Nederland toe is, het ek vir my ma gesê ek wil 'n pastry chef wees en ek wil 'n aktrise wees en ek wou 'n marine bioloog wees het. Wat die hel wil ek in die water maak so met dolfyne? Maar any case, so dis my ma net soos nee, weet jy wat, vat 'n gap jaar, gaan sorteer jou kop uit en ek het regtig, ek beloof julle, nog nooit gepraat van hare en make-up nie. Ek wou glad niks in dit gedoen het nie, maar ek was nog altyd iemand vir attention to detail en ek was nog altyd iemand wat verskriklik kunstig is. So eerstens toe my groot droom was eintlik om so klein bietjie op die planke 'n aktrise te wees. Ek wou nooit 'n TV-aktrise gewees het nie. En toe het my ma vir my gevra hoe lank wil ek in haar sak lewe. Toe sê ek so, nee, ek wil my eie lewe hê, hoor. So toe vat ek my gap jaar, incredible, en in my gap jaar het ek daar besluit dat ek en die klomp au pair Suid-Afrikaanse girls mekaar se hare gesny en gekleer en alles, ons boksie kleur gaan koop op die mark. So ja, ek het ook bokskleur al op my hare gehad, nooit weer nie, maar ek het al. En dit was incredible, dit was 'n incredible ervaring. Ek het agtergekom dit maak my so vervuld om iemand mooi te maak, want daai reaction wat hulle het as jy klaar is met hulle hare van, oh wow, kyk hoe mooi lyk ek was amper half addicted tot dit. En toe besef ek, maar dit is waar daai droom is eintlik dit. So ek het toe teruggekom van Nederland af en ek het vir my ma gegaan, ek wil 'n haarkapper word. En dit was soos kriek, kriek. Okay. Toe sê sy, jy het nog nooit gepraat hiervan nie, jy het nog nooit gesê dis wat jy wil doen nie. So wag 'n bietjie. Toe sê ek soos mami asseblief, ek dink regtig dis wat ek wil word. So my pa, hy's ongelukkig 2 jaar terug is my pa oorlede en hy het in my droom geglo en hy het vir my ma gesê he's gonna take the chance on me. En hy het vir my gesê die dag as ek fail, betaal ek elke sent terug van my studies. En toe sê ek soos I'll show you. So hier sit ek 22 jaar later, my drome nog groter, my visions nog groter. Ek het in die 22 jaar wat ek hare doen, ek het geswat by Pasquale Academy of Learning in Kempton Park. Baie streng training gekry, amazing training, hulle is regtig een van die topplekke.
en ek het by hulle geswat en ek het so klein bietjie in hulle salon ook gewerk terwyl ons geswat het oor naweke het ek daar gewerk en van daar af het ek besluit ek wil Pretoria toe kom. Ek het Pretoria toe gekom nadat ek geswat het en ek het my apprenticeship begin doen. Ek het by verskillende salonne gewerk. Kyk, luister, laat ek gou vir julle eerlik sê, 'n haarkapper se koppie maak so die hele tyd. Ons is nie standvastige mensies nie, hoor. Ek het standvastigheid geleer deur die jare, maar toe het ek hier gewerk en daar gewerk. Ek het heeltyd iets beters gaan soek, omdat ek obviously nog nie genoeg vertroue in myself gehad het nie. Ek het toe eventually obviously Perenity begin in 2015, so 11 jaar het ek vir verskillende salonne gewerk en mense gewerk en so aan, baie ondervinding opgetel. En daar het ek, toe ek my eie salon begin het ek my huis gevind, my stilte gevind, my rustigheid gevind. So ek het toe ek Perenity begin het ek gedink ek moet iets meer maak. So ek het op soveel goeders gewerk, op soveel verhoë produksies gewerk, backstage, hare gedoen, ek het make-up gedoen, ek het CD cover shoots gedoen, ek het music videos gedoen. Ek kan klomp mense opnoem wie se hare en goeders ek al gedoen het. Ek was op 'n stadium was ek gekend as 'n celebrity stylist, baie erg gefokus op daai titel dat ek almost got lost in translation. Was vir my so belangrik dat mense sien, sy werk met celebs. En nooit het ek besef dat die glitz en glamour het eintlik niks uit te waai met die individu nie. So baie dankbaar vir die pad wat ek gestap het. Ek het 'n baie goeie naam vir myself gemaak, hard gewerk om daar uit te kom. Lang ure gewerk, lang tye spandeer op musiek video productions, al daai tipe klas van goeders. So ek het regtig vir my 'n goeie naam ge-establish, maar ek het gedink op die einde van die dag wil ek daai naam meer establish aan die normale mens, die mens daar buite. En ek is so dankbaar vir al my kunstenaars en mense en akteurs en goeders wat al deur my stoel gegaan het. Sommige van hulle is nou nog ambassadeurs by my, wat saam met my die pad gestap het en my gehelp bou het aan my naam. So ek is nie ondankbaar daarvoor nie, maar ek het geweet ek is geroep vir 'n groter calling. En so ja, ek het op Afrikaans groot gewerk, ek het op musiekvideo's gewerk, ek het op CD cover shoots gewerk, ek het op tydskrif voorblaaie gewerk. So ek is 'n gekwalifiseerde haarkapper en grimeerkunstenaar. Ek het journey nog wel 'n baie lank pad saam met Willem Botha. Ek en hy ken mekaar al 14, 15 jaar en ek het hom so klein bietjie ook aan die begin touwys gemaak hoe hy sy make-upies en goeders moet doen en so aan. So ek is so trots op hom waar hy nou vandag is. Hy het al soveel meer geleer. Ek kan nou weer by hom leer, maar dit is hoe die lewe werk. 'n Mens leer van mekaar, mens vat by mekaar en dan gaan saai jy dit in die wêreld in. So baie trots op jou, Willem. En so lekker om net 'n amazing vriendskap met al hierdie mense te gebou het oor die jare. So ek het nog steeds 'n hele klomp mense wat ek hierso by die salon het en ek het nuwe mense ook. So ek gaan julle nog alles daarvan ook vertel want ek wil so graag daai mense nooi om te kom vir 'n podcast hierso by Perenity en deel te wees hiervan dat julle hulle ook as mens kan leer ken. Om gou vir julle te sê, ek het in my 22 jaar van hare het ek besluit om te gaan spesialiseer in to become a blonde specialist en expert. So ek het my kwalifikasie gedoen met 'n online teaching school van Los Angeles en ek het my kwalifikasie daarvoor gekry wat incredible was, wat net so mind blowing is om dit te kan doen.
So ek is gespesialiseerd om met blonde hare te werk, want dit is 'n speciality. Dis nie net van slap it aan, tone dit en dan daar gat jy nie. Daar is 'n hele resep omtrent dit, van begin tot einde. So ek is so dankbaar ek het dit gedoen. Ek het verder ook gaan spesialiseer in hair loss en hair thinning, waarvan ek ook my kwalifikasie gekry het. En dan het ek in 2019 my grootste droom bereik, wat ek vandag wat ek hare begin doen het ek gedink, dit is wat ek wil doen, is ek wil op 'n verhoog staan en 'n trofee kry wat sê well done. So ek het in 2019 het ek Hairstylist of the Year gewen, wat Suid-Afrika se beste haarkappers is. Het ek die overall toekenning gewen van die Hairstylist of the Year, en dan het ek ook die mans afdeling gewen, the boys section. So baie trots op myself dat ek daai bereik het, want ek moet vir jou sê, dis angswekkend om teen van die beste haarkappers daar buite op 'n verhoog te klim en te sê, wel, kom ons kyk wat gebeur. So ek prys die Here daarvoor, baie dankie vir my absolute talent en my seëninge en alles wat ek het. Ek het hard gewerk om te kom tot waar ek is, en hierdie is nie die einde nie, hierdie is net nog die begin. So ons gaan hierdie definitief verder vat. So ek wil bitterlik graag aan ieder en elkeen van julle se hare vat daar buite, en vir julle obviously die regte advies gee, vir julle sê wat se produkte om te gebruik, wat se hair care, want alles begin by hair care. Ek kan net soveel vir jou doen, maar vir my gaan dit oor hoe gesond daai hare is in die hele proses. So ek kan scalp analysis doen, ek kan hair care aanbeveel, ek kan vir jou sê wat se goed werk by jou, wat werk nie by jou nie, wat se style werk, wat se kleur werk, alles omdat ek omgee oor die precision van my werk. So ja, ek kan nie wag nie, ek kan nie wag om vir julle alles te vertel nie, ek kan nie wag om hierdie met julle te share nie, ek is verskriklik opgewonde. So guys, hou my dop, hier kom iets groots.